Ons gaan vanmôre aan met ons reeks wat ons mee besig is oor hosting the presence of God. En is my voorreg vanmôre met julle te praat oor holiness, heiligheid of heiligmaking. Nou die oomblik as ek die woord heiligmaking noem, dan kry 'n paar ouens die horries. Want jy het 'n geskiedenis van heiligmaking en wat al gebeur het. Jy het al agtergekom die mense om ons altyd te ding draai. Ja, dit het gegaan oor kleredrag, dit gaan oor rituele, dit het gegaan oor tradisies en goedjies. Julle ken die goedjies wat altyd saamkom, daai gimmicks. Dit is hoe jy jouself nou heilig maak voor die Here. Maar dit het ongelukkig dogmas geword. Dit het ongelukkig leerstellings geword. En op die einde van die dag het dit baie skeuringe veroorsaak. Nou, as ons praat van kleredrag, julle sal verstaan hoe dit al deur die jare gewerk het, verstaan wat als gebeur het. Baie sulke goedjies het 'n verskil gemaak. Ja, party van dit is reg, party van dit is verkeerd. As jy vandag so daar kyk, hoe van ons kinders van die Here en leierskap en so aan se kinders rondloop, en hoe hulle lyk in die wêreld, dan raak jy bekommerd. Want wat gebeur? Dis of die een uiterste, of die ander uiterste. Ons wil altyd oorhel na verkeerde kant toe. En ongelukkig is die probleem, dis ten koste van baie dinge. So as ons vanmôre so 'n bietjie daaroor praat, nou nie die woordjie heiligmaking, die making gedeelte dui ons op aksie. Iets moet gebeur, dis 'n progressiewe ding. So ek wil nie lank stil staan naby nie, maar dis iets wat jy moet doen. Nou, as jy gaan kyk, holiness, it is to be set apart for God's purpose. En dan saam met holiness gaan 'n ander ding wat jy nie kan skei nie, en dis purity. En purity sê, without blemish or any contamination. Die twee gaan saam. En dit gaan nou baie stil raak in hierdie Presbyteriaanse kerkie, ons weet dit. Maar julle moet hierdie mooi hoor. Ek kry die piep as ek met iemand praat, en die persoon sê vir my, ja, die ou man daarbo, die ou toppie daarbo, dit wys vir jou, daar's geen verhouding nie. Dit wys vir jou, daar's geen respek nie. En dit wys vir jou, dis net godsdienstigheid. As hulle maar weet, waarmee hulle te doen het. As hulle maar weet hoe groot God is. As hulle maar weet hoe almagtig God is, sal dit jou lewe verander, vir altyd. Dit pla my, want ongelukkig partykeer in 'n ou se woorde, skryf dit jou hele geestelike CV, van wat gebeur het, waar jy vandaan kom. So dis so hartseer as dit gebeur, so heiligmaking is 'n groot ding. Daar jy kry natuurlik die spin-off, wat praat van skynheilig. Nou dis 'n skyn van heiligheid. Ek sien baie ouens kyk nou af, ek wonder hoekom. Daar's 'n skyn van heiligheid. En dit is so hartseer, want jy weet op die einde van die dag, beteken dit, heiligmaking kan jy ook verkeerd doen, as jou intensies verkeerd is. As jy by ander mense 'n front wil voorhou, kan jy die Here bedrieg? Weet die Here alles? Nou, kom doen julle dit. Hoekom doen ons dit? Hoekom wil ons so maklike front voorhou, vir baie dinge? Daar's 'n mooi skrifgedeelte wat ek vir julle wil lees, en die Afrikaans het altyd gepraat van die wit gepleisterde grafstene. Onthou julle? Nou die Engels sê dit mooi, en die Afrikaans 2020 sê dit mooi. Hy sê, so lyk julle inderdaad ook van buite vir die mense regverdig. Lyk julle inderdaad ook van buite vir die mense regverdig. Maar van binne is julle vol skynheiligheid en wetteloosheid. Kan julle dit hoor vertel? Kan 'n man 'n ding so raak vertaal? Van binne af skynheilig en wetteloos, maar van buite af. Nou wat het gehelp daarmee? Jy is gesoet. Jy het hierdie toga ding aan. Jy kyk deur die posbusvenstertjie. Jy het al daai goeders, want dis nou 'n manier wat hulle ook hulle heiligheid bewys het. Maar baie van ons loop so rond. Baie kinders van die Here loop so rond. En die ergste van alles is, dan is ons net heilig op sekere plekke. In die kerk, voor jou boeties en sissies, maar as jy nou op die golfbaan is jy nie meer heilig nie. Dan lyk jy net soos die wêreld. As jy nou in 'n transaksie is, wat nie lekker verloop nie, dan tree jy op soos die wêreld.
Dis hartseer, maar dit is die realiteit. As God sê, wees heilig, want ek is heilig, dan beteken dit iets. 1 Petrus 1 vers 16. Dis nie 'n versoek nie. Dis nie 'n aanbeveling wat God die Vader maak nie. Dit is 'n ononderhandelbare ding wat hy sê, met 'n rede. Daar's 'n rede hoekom hy dit sê. En ek wil vanmôre 'n bietjie daarop ingaan. God is volmaak in alle opsigte, is ek reg? Daar's geen sonde nie, daar's geen gebreke nie, hy's volmaak. Sonde kan nie naby hom kom nie. Verstaan julle dit? God het jou en my in gedagte. Dis hoekom hy vir Jesus gestuur het, om daai pad vir ons weer reg te maak. Hy wil hê ons moet 'n verhouding met hom hê. Hy wil hê ons moet sy diepte beleef, sy teenwoordigheid beleef. Maar hy kan nie as daar sonde in jou lewe is nie. Daarom, die skrifgedeelte is so mooi. Jeremia 59, hy sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Hoor mooi. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Dis verskriklik as jy hier te doen het met die lewende God in waarheid, wat niks verkeerd is nie, en net jou optrede gaan maak, dat hy nie eers jou gebed hoor nie. Dat daar 'n muur van verwydering is. Dis hartseer as mense daaraan dink. Baie mense lewe met daai muur in hulle lewens, met goed waarmee hulle nie wil deel nie. En dan bid hulle, en dan antwoord die Here nie, raak hulle kwaad vir die Here. Maar dit staan in die woord. Dit staan in die woord, dis die waarheid, dit raak al hoe stille. Julle moet by my bly. Nou ons wil vanmôre begin en ek wil eerste skrifgedeelte by julle gooi. Matteus 5 vers 8 in Amplified, hy sê blessed, kyk mooi in die hakkies, anticipating God's presence, spiritually mature are the pure in heart, those with integrity, moral courage and godly character, for they will see God. Hy praat van die toekoms, maar hy praat ook van nou. Hy praat van redding, maar hy praat van nou. Dis toepaslik nou ook. As jy God wil sien in jou lewe, as jy God wil sien in jou binnekamer, moet jy by heiligheid uitkom. Dis die enigste manier. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's nie 'n kort pad nie. Daar is nie 'n wat se pad sal ons dit noem nie. Jy moet hierdie pad volg, want dis hoe God werk. Ek het 'n definisie. Ek sê hierso, holiness is then a deliberate preparation. It is hospitality, it is making room, and it is spending time in anticipation of God's manifested presence in your life. Doelbewuste goed wat jy moet doen. Doelbewus, daar's voorbereiding wat jy moet doen. Daar's goed wat jy in plek moet sit. Daar's goed waarvan jy ontslaan moet raak. Ek kan nou vandag sê, so as die koning van Engeland by jou kom kuier, maar ek het nie baie respek vir hom nie, so. Ek weet nie wie sulke hoë gesag nie, maar as jy nou vandag hoor, daai boet kom vanmiddag by jou braai. Jy gaan bietjie jou huis skoonmaak, is ek reg? Jy gaan so bietjie opruim. Die goed waaroor jou vrou al 'n jaar en 'n half moan gaan skielik uitgesort is. Eina, trap ek op my eie tone. Jy gaan jou huis skoonmaak, dit gaan aan die kant wees, alles gaan perfek wees. So daar's voorbereiding wat jy doen. Net soos ook geestelike voorbereiding. Jy gaan met hierdie hospitality kom, met hierdie absolute manier van 'n persoon ontvang, met hom praat, hom bedien, daai absolute manier van it's all about him. Dit gaan nou wees. Dan gaan ons ruimte maak. Die kat se boks gaan moet uit, en die voeltjies gaan moet uit, en dan moet plek wees waar hulle kan sit. Verstaan, jy gaan ruimte maak, fisies in jou huis, en dan op die einde van die dag, jy gaan tyd moet spandeer. Nou, dis baie interessant as ou daarna kyk, maar, hier gaan ons nou dieper. Ek wil hierdie met julle baie mooi vasmaak vanmôre. Ons gaan vinnig kyk na 7 punte, oor holiness, heiligmaking. Wat dit is, wat dit nie is nie. En daarna gaan ek aangaan met wat die Here vir ons gegooi het. Die eerste ding waarby ons kom, die eerste punt is, holiness, okay, daar is my definisie vir julle, sorry, ek het hom vooruit geloop. Dan kom hy en sê, holiness begins with an honest invitation. Ons het dit so mooi gedoen vanmôre. Ons sê, Here kom,
kom verander ons. Kom, ons gee jou toestemming om goed te doen. Kyk wat sê hy daar in die Passion. God, I invite your searching gaze into my heart. Examine me through and through. Find out everything that may be hidden within me. Put me to the test. Wie van julle het al gesê, Here, toets my? Gevaarlike woorde, maar is ook woorde in geloof. Want jy weet, as die Here jou toets, gaan jou uitred. Want hy's daar vir jou. Put me to the test and sift through all my anxious cares. See if there is any path of pain I'm walking on, and lead me back to your glorious everlasting way, the path that brings me back to you. Onthou nou, die Heilige Gees werk met oortuiging, is ek reg? Die vyand werk met aantuigings, beskuldigings, want daar's twee verskillende eindresultate wat hulle wil hê. Die Here is aan jou kant, jy moet dit weet. Die Here wil hê, jy moet goed gaan met jou. Jy kan dink, as jy by die Here kom, hy sien al my foute, hy sien al die goed. Die Here sien dit, hy het 'n manier gemaak om dit te hanteer, maar hy glo, jy gaan jou volle potensiaal bereik. Hy glo, jy gaan uitkom by waar jy moet wees, Jeremia 29 vers 11. Hy glo, jy gaan daarby uitkom, ook geestelik, ook in jou verhouding met hom. Want as jy dit doen, dan word jy die mature persoon waarvan hy vroeër gepraat het. Hy wil hê jy moet daarby kom, so hier's my uitdaging vir jou. Vra hom, wat is daar? Wat skeiding maak? Ek wil vir jou sê, vertrou hom, om jou te help, deur daai hele situasie. Wees gehoorsaam aan hom, en vergeet van al jou verskoningkies. Die Here weet in elk geval wat in jou lewe aangaan. Ons kan mekaar 'n rad vir die oë draai, maar nie vir hom nie. So maak seker, so is punt nommer 1, daar's 'n honest invitation nodig, soos aksiestappe vir jou om dit te beleef. Die tweede enetjie waardeur ons gaan, holiness is sustained through daily repentance. Nou kan ons nou net gou hier stop. Oppas vir die leerstellings wat sê, eenmaal gered, altyd gered. Oppas daarvoor. Wees baie versigtig, want dit is 'n groot ding waarmee die wêreld mislei word. Die beste vir al soos kinders van die Here wil mislei. Kom ons hoor gou, manne. As jy aangejaag het in julle huwelik, so 'n paar jaar terug, jy het dalk iets verkeerd opgetree, of nie vir jou vrou vertel, jy het vir jou 'n nuwe motorfiets gekoop nie, of whatever. Enige so iets, en dit het 'n groot oorlog veroorsaak. Dit was regtig 'n groot ding. Nou is dit 5 of 10 jaar later, en jy doen weer dieselfde ding. Kan jy vir jou vrou sê, maar jy het my 5 jaar terug vergewe. So, hoekom bring jy hierdie nou weer op? Kan jy? Nee, dit werk mos nie so nie. So, hoekom reageer ons mense so? Hoekom dink ons mense dit so? Want, jy mag gered, altyd gered. Here het my vergewe, nou is ek reg. Nou kan ek maak wat ek wil. Ek is vergewe. Nee, jy kruisig Christus weer. Hoor vir my mooi, so dis daily repentance, dis baie belangrik. Nou hier is mooi, hoor hierdie stelling. Repentance is relational. It is not transactional. Dis uit verhouding, wat jy met die Here staan en die Here jou vergewe. Repeating the same mistakes over and over and over is a no-no. Dit gaan nie altyd so werk nie. Kyk wat sê die skrifgedeelte. Hy sê dit so mooi. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, he is faithful and just, true to his own nature and promises, and will forgive our sins, dismiss our lawlessness, and continuously cleanse us from all unrighteousness. Everything not in conformity to his will in purpose, thought, and action. Ek het nuus vir jou. God is 'n goeie Vader. Hy wil hê dit moet jou goed gaan. Hy glo in jou. Ons het nou al baie gesien, ek onthou toe ons op die skool ook betrokke was, sal 'n kind aanjaag. Maar as die ma en pa daar kom, is daai kind, jy sal beklei dat jou arm stompies is vir daai kind. Want hy is bloed, hy is joune. Die Vader voel net so oor jou.
Want hy het jou lief, hy glo in jou, hy weet waantoe is jou pad. Hy weet wat sy roeping in jou lewe is. En hy glo met alles wat hy het, dat jy gaan dit nog bereik. Jy gaan nog daarby uitkom, want jy gaan die regte besluite neem. So hier is baie mooi, maar dit is 'n mooi woord, continuously. So dis 'n progressiewe ding. So dis elke dag. As jy van vandag af tot môre nie meer heilig voor die Here geword het nie, het jy 'n dag gemors. Want jou verhouding nie gegroei nie. So dis 'n daaglikse ding wat moet groei, vooruitgaan. Dit gaan oor versoening met die Here, vergifnis kry. So dis 2, nommer 3. Holiness requires decisive separation. Nou ons gaan dit 'n bietjie hierby vashak, want dis nog 'n interessante ene. Elke dag van jou lewe, sê die slim mense, maak jy so 30,000 keuses. Bewustelik of onbewustelik, in jou kop oral, 30,000. Hoeveel van daai is in lyn met die woord van die Here? Hoeveel van daai is in lyn geestelik? Het is belangrik dat dit moet wees. Jy sien, daar's invloede, daar's sonde, daar's vriende waarin jy blootgestel is, kollegas, skoonmaas, jy het al daai tipe van goeders waarin jy blootgestel is. En dan natuurlik, die grootte vandag, sosiale media. Julle weet dit, it's in your face. It's in your face, die hele tyd. Weet jy, ek het op skool, moes ek besluite neem, en 'n bietjie groot rugby gespeel op skool, en ek moes 'n besluit neem vir die Here. Want as jy in 'n seunskool is, dit gaan rof daar. En ek moes 'n besluit neem en gesê het, ek gaan nie meng met die res nie. Ek gaan nie doen wat hulle doen nie. Ek gaan nie die parties bywoon wat hulle bywoon nie. Dus ek die enigste in die span, wat die Here dien, enigste in die span. Dit vat nogal 'n ding om jou staan te staan. En dit het baie keer moeilik gegaan, gelukkig was hulle afhanklik van my. Want ek was die skopper. So hulle moes van my hou, of hulle nou wou of nie. Maar hier is die ding, op die einde van die dag, het ek gesê, Here, ek weet hulle is in 'n jong tyd van hulle lewens, U het my al gered, U weet waaroor dit gaan, ek claim elkeen van daai ouens se lewens vir U koninkryk. En ek wil nie vandag name noem nie, maar meer as die helfte van die span, wat daai tyd saam my gespeel het al teruggekom na my toe, gesê het, Eddie, jy was reg, kan ons jou kom sien. Dus hulle na die Here toe gelei, want die Here is getrou. So partykeer moet jy 'n besluit neem om jouself te distansieer van die wêreld, van goed wat in jou lewe invloed het, van goed wat maak dat jy gaan val en oor dinge gaan kom. Jy moet die streep trek. Niemand anders gaan nie. Jy moet die streep trek in jou lewe. Daar's 'n ou koortjie, nou gaan ek my ouderdom ook weggee. Want hy het 'n ou koortjie wat gesê het, you can take the whole world, but give me Jesus. Onthou julle hom. Het julle gesien op sosiale media nou in Amerika, hoe kom al die vername mense uit, die akteurs en almal en sê, ons kies Jesus. Ons kies Jesus. Ons stem saam. Dis tyd mense om op te staan. Dis tyd om 'n streep te trek. Dis tyd om nie so ruggraatloos te wees nie. Skrifgedeelte is so mooi. Jakobus 4:8. Come close to God and He will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Dis die wêreld waarin ons leef. So hier's besluite wat baie vinnig geneem moet word in 'n ou se lewe. Die 4de een. Holiness originates in your mind. Nou pastoor, jy het jou eie wil, is ek reg? Die kinders het nog nie, hulle het nog hulle ouers se wil. Maar jy het jou eie wil. Jy kan self besluit of jy iets wil doen of nie. Weet jy, en self die Here respekteer jou eie wil. As jy besluit, jy gaan hom nie dien nie, is fine. Hy's hartseer, want hy weet wat kom. Maar hy gaan aanhou met sy gees by jou pleit. Maar jy kan, met jou eie wil, kan jy hierdie besluite neem. So jou eie vrye wil is daar. Nou daar's 'n paar dinge wat jy moet weet. Die vyand het ook inspraak. Hy val jou aan, onthou julle die boek van Joyce Myers, Battlefield of the Mind. Daar was baie sulke goed, dis waar die vyand jou aanval. Dis waar daar soveel goed gebeur. Hoekom? Weet jy wat? En ek het dit al gesê, ek sê dit weer. Die vyand ken nie jou toekoms nie. Hy weet, hier kom iets. Hy weet, hierdie is nie sommer jou gewone oukie nie. Hierdie ou het 'n roeping op sy lewe. So hy gaan alles in sy vermoë probeer, want hoekom? Hy wil jou terughou,
En wat doen hy nou? Nou ken hy nie almal van ons so goed nie. Hy weet nie almal se toekoms nie. Nou gebruik hy dit as 'n aanslag op almal. Ons val julle aan. Ons trek julle af. Ons maak seker julle kom nie by die roeping uit nie. Hoekom nie? Hy weet nie van jou toekoms nie, maar hy weet waarvoor jy al geval het in jou verlede. Hy weet waar het jy misgetrap. Hy weet waar is jou swakhede. En hy sal dit die hele tyd teen jou gebruik. Hy sal dit die hele tyd jou gooi. Daarom begin dit in your mind. Hier gaan 'n ding moet gebeur wat groot is. Nou goed, die vyand werk met suggestie. Hy gaan goed redeneer. Hy gaan kom met beskuldigings, hy gaan kom met aanklagte teen jou. Hy gaan skuldgevoelens bring. Hy gaan jou aftakel. Hy gaan kom in die ding van stel vir jou 'n stryk. Gebruik lokaas. Dis hoe hy werk. Maar as heiligmaking vir jou besluit word, dan is daar so 'n paar stappe wat gebeur en hoor gou hierso. Holiness is first of all a choice. Jy moet besluit vandag. Van vandag af lê ek die wêreld so goed af. Van vandag af gaan ek die Here voluit dien. So it's a choice and it's an option. Dis vir almal beskikbaar. Dis die eerste gedeelte. As jy die keuse gemaak het, if you've made a choice, then it becomes a mindset. Then it becomes a priority in your life. As ons daarby verby is, dan word dit 'n standard in your life, a lifestyle. Nou word dit 'n positiewe ding. En die laaste stap daarin is vir my so mooi. Dan word daai goed wat jy altyd afgetrek het, 'n no-go zone. Jy gaan nie daar nie. Hoekom? Because now it's not an option anymore. Dis nie 'n opsie nie. Want jy staan in verhouding met die Gees van die Here. So jy moet verstaan, dit begin nie in jou kop en dit hardloop nogal 'n bietjie rond. Nou kyk jy goed daai skrifgedeelte. So keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind, and fasten your thoughts on every glorious work of God, praising Him always. Wat is jou verantwoordelikheid? Ek gaan nog eendag daaroor preek. Onthou julle vir Adam, Eva, in die tuin, hulle opdrag was, tend and keep your garden. Wat is jou tuin? Dis jou verhouding met God, want dis waar hulle God ontmoet het. Dis waar hy met hulle gewandel het in die aandwindjie. Dis daai tasbare teenwoordigheid wat ons so soek. So you have to tend and keep your garden. No compromises. Dis die verantwoordelikheid en dis hoekom dit belangrik is dat ons dit hoor. 15 sê, holiness is choosing between spirit and flesh. Dis 'n keuse. Jy het jou eie wil. Ons preek al vir die laaste 4 maande oor Romeine 8 vers 5. Julle ken my al. Hy wat vleeslik is en hy wat geestelik is. Daai hele storie. Hoor gou mooi wat sê in hy New Living Translation. Ons het tussen die vertalings al begin spring dat julle net 'n ander prentjie kry. Kyk gou mooi. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. Daar's 'n maklike keuse. Wat die hele tyd in jou gedagtes is, waaroor jy top die hele tyd. Wys vir jou of jy 'n sinful nature het en of jou gees in beheer is. So maklik soos dit. Dan gaan hy aan, dan sê hy, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. So letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Dis mooi, as ons daarby kom, jou geesmens moet domineer. Jou geesmens binne in jou werk in vennootskap met die Heilige Gees wat in jou woon. Nou het jy 'n verhouding, nou is jy in sinkronisasie. Nou kyk jy na goed soos keuses wat jy moet maak. Nou kyk jy na goed soos die vrug van die Gees wat deur jou moet funksioneer. Nou kyk jy na die gawes van die Gees wat deur jou werk. Nou kyk jy na jou houding. Jou attitude. 'n lelike woord. Jy kyk na jou temperament. Want hy moet in lyn kom met God se woord. Jy moet die Gees van die Here kan demonstreer. Jy kyk na jou optredes, jy kyk na jou ingesteldheid teenoor goed. Jy kyk na wat trigger jou. Wat trap jou knoppie? Net iets praat van die blou bulle nie, want
trap my knoppie op die oomblik. Dis 'n hartseer ding. Maar verstaan jy, net dit kan jou mindset van. Jy moet jouself so bewaar, want dis 'n natuurlike ding, maar dit kan jou negatief maak. Dit kan jou pessimisties maak. Nou kry die hond 'n skop. En dis eers nodig nie. Dit is simpel goedjies, eenvoudige goed. Jou oortuigings wat jy het, dit gaan oor jou prioriteite. Groot ding vir die jaar. Prioriteite. Dan gaan dit oor beginsels in jou gewete, want dit is alles in verhouding met die Heilige Gees. Jou geesmens moet in beheer wees. Dan kan gees bo vlees gekies word die hele tyd. Die 6de een. It's revealed in relationships. Pastoor, wie. Jou heiligmaking gaan vra jou vrou hoe heilig lewe jy. Eers, ek wens jy kan dit sien van vooraf. Ons moet jy ook 'n kamera kry. Jy seker die elmboog. Gaan vra jou vrou of jy heilig genoeg is. Onthou nou, jou vrou sien jou waar niemand anders jou sien. En ons het al gepraat oor 'n persona. Wie is jy by die huis? Wie is jy by die kerk? Wie is jy by ander mense? Ons het altyd op skool die spreekwoord gehad, wie is jy by die huis is? Dis ongelukkig so, die twee kan nooit perfek wees nie, maar hulle moet so naby as moontlik aan mekaar wees. Is dit maklik? Nee, verseker nie. So, dit maak dit moeilik, maar hier is die probleem. Heiligmaking is toe nie net vertikaal nie, maar is ook horisontaal. Want dit raak almal om jou. Hey, pastoor, nou is dit 'n ander dimensie. Presies. Want die vrug wat binne in jou is, gaan so ook moet uitstraal. Anders te maak het mos nie sin, het jy daai skrif gesien. If anyone says, I love God and hates, detests or abominates his brother in Christ, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. And this command, this charge, this order, this injunction, we have from him, van die Here, that he who loves God shall love his brother, the believer also. Ja, maar pastoor, hierdie ander ouens is nie almal my believers nie. Hulle is nie my brothers nie. Wanneer word iemand jou brother? Wanneer noem jy iemand my broeder in die Here? As hy tot bekering kom, is ek reg. Nou daai ou wat jou so irriteer is nog nie by die Here nie. Dis al. So wat jou werk? Is jy ambassadeur? Help jy die Here om hy siel te red? Hoe lyk jou getuienis? So maak hom jou brother. Dan gaan jy sien. Maar nie maak soos ek gemaak het, jy merk hom in die gees. Sort hom uit, Here. En ek later geleer met intersessie, nee, merk hom in die gees, sê, Here, laat die gees hom nooit uitlos nie. En ek weet van baie taxi-bestuurders wat by die Here uitgekom het, op grond van daai gebed. Dit is hoe dit is. Maar weet jy, dit gaan oor verhoudings. Hy is nie my broer nie. Ja, want hy is nog nie gered nie. En jy het 'n werk om te doen. Daar is 'n taak wat jy moet doen. En dan die 7de ene, wat ek gou met julle wil deel, is a fully surrendered life. Baie belangrik. Totale oorgawe beteken, hierdie is 'n lewenstyl. Dit word naderhand jou tweede natuur. Dis hoe dit moet wees. Dis nie net toesig oor naweke nie, nee. Dit is 'n voltydse verhouding met die lewende God, wat jy besef, jy is in sy teenwoordigheid. Dis hoe hierdie goed werk. Kyk gou daar, Romeine 12:2. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. Is die geheim? God brings the best out of you. He develops well-formed maturity in you. Moenie weghardloop van die Here en hardloop na hom toe. Hy dra jou beste belang op die hart. Ja, maar pastoor, is so moeilik om nou heilig te lewe en alles. Dis nie so moeilik nie. Dis verhouding. En dan hou jy daai verhouding, dan tent jy jou garden, jy kyk na daai ding. As die bossies opkom, het hulle uit. Dis jou verantwoordelikheid. Daar's geen kompromie nie, want as jy kompromie aangaan, staan die Here terug. En wag hy dat jy eers dit bely. En as jy hom nie bely nie, dan staan hy môre verder terug.
En dan binnekort, dan kom jy en sê, Here, jy voel so ver van my. En dan sê die Here vir jou, weet wat gedoen? Want die Here staan vas. So hierdie is baie diep goed waaroor ons praat. Nou, ek het 'n paar goed wat ek gou hier vir julle wil gooi. Dit is maklik om soos die wêreld te lyk. Dit is maklik om soos die wêreld op te tree. Ek stop eergister hier by die robot, as ek in die middelbaan, ek wil regs draai, en net toe ek so stop, kom 'n ou hier van onder af verby, met 'n bakkie, maar kyk, ek weet nie hoe hy my gemis nie, maar hy probeer nou die rooi lig nog vang, hy kom my om my, en ek sit in die kar en ek maak so, maar hier is daai ou gooi vir my signs, né? Ek dog hy ken my. Dis verskriklik. Dan besef jy wat kom uit. Wat is binnekant en wat kom net so in so 'n geval uit. Dan besef jy, jy het verhouding met die Here nodig. Jy het regtig verhouding met die Here nodig. So, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. As ons mense net geestelik volwasse kan raak, dan gaan dit soveel probleme uitsorteer. Dan gaan dit soveel makliker maak. Ek skryf dit hierso en ek wil dit vandag vir jou sê. Dis waaroor hierdie boodskap gaan. Dit vat 'n man en 'n vrou wat God se stem ken. Wat tyd met hom spandeer. Wat laag buig voor hom. Wat uitverkoop is aan die groter prentjie. Wat op hulle knieë voor God sal beklei soos 'n man. Dis wat dit vat om by heiligheid uit te kom. Ons almal kom deur jare van baie dinge, ons almal het gewoontetjies. Dis ons muscle memory. Na 'n tyd moet jy hierdie goed afleer, want dit kom outomaties terug. Dit is nou maar net een van daai goed. Ons het, ek nog in die koöperatiewe wêreld was, ek 'n ouetjie gehad wat saam met my gewerk het. Nou hy het aan bomskok gelei. Ek weet nie waar en hoe dit gebeur nie, maar dink jy nou die ander manne gaan hom uitlos? Daar's nie 'n manier nie. Dan sit hy, dan sy die elektroniese goed, dan sy besig om 'n netwerkkabinet te bedraad. Dan sit hy in die agterkant op sy stoeltjie. Dan kom ons voor verby. Dan vat hy 'n metaal skinkbord. En terwyl hy daar fyn werk, dan laat val hy die skinkbord op die grond. Hy ruk al die kabels uit one shot. Dan moet hy weer voor begin. Maar dis muscle memory, want dis iets wat met hom gebeur het. Ons het regtig die situasie baie uitgebuit. Maar dit is een van daai goed. Dis ongelukkig hoe dit is. Dit wat met jou gebeur het, gaan in en deur jou funksioneer. Jy gaan op dieselfde manier dalk optree, want jy het al so opgetree. Want onthou, die vyand ken dit. Die vyand gaan dit gebruik in sy guns. Dis wat moet verander word. Dis wat moet draai. Dis wat in lyn moet kom. Dis hoekom dit so moeilik is vir my en jou om vir die Here te sê, Here, hier's ek, verander my. En as die Here begin en sê, dis tyd dat ons draai. Dis tyd dat ons by die Here uitkom, want jy het heiligheid nodig. Jy het heiligmaking nodig. As so baie mense wat vir my sê, pastoor, hoe hoor jy die stem van die Here? Pastoor, hoe ervaar jy die Here in jou binnekome? Deur heiligheid. Through holiness, through purity. Want onthou nou, ons bid baie keer in hierdie plek, en so ons Here, vul hierdie plek met die gemanifesteerde teenwoordigheid. Maar jy sit sonde. Jy sit mense in sonde. As dit werklik moet gebeur, as God sy volle krag moet losmaak, gaan nie een van ons bly staan nie, punt nommer 1. Been there, done that. Die tweede ding is, die wat sonde het, gaan dalk nie meer met ons wees nie. So nou het ons 'n genadige God. Hy loop 'n pad met jou om jou op te tel, om jou vry te maak. Hoekom? Want hy glo in jou. Hy glo die beste gaan uit jou uit nog kom. Onthou jy in die oppersaal, in one accord, hulle het in eenheid gestaan, toe val die krag van die Heilige Gees. Het is moeilik om in eenheid te staan vandag. Daar is heeltemal te veel opinies en AI's en al sulke goeders. Maar as jou mindset reg is, onthou die Here ken jou hart. Jy kan 'n ding sê en dit nie bedoel nie, maar die Here weet wat gaan hier binne aan. En as jy daar reg is in lyn met God se woord en opreg is, gaan hy altyd opdag. Hy gaan altyd daarby uitkom. En hy gaan altyd dit doen. Ek dink as 'n slide vir die een. A.W. Tozer, yes, hy sê, God dwells where he is welcomed, obeyed and adored. Die Here gaan net opdaag in jou binnekamer, as hy welkom voel,
as jy hom aanbid, en as jy hom gehoorsaam is. Vertel een van God's Generals, ek het al baie gebruik in ons intimiteitskursus daai jare. Ek kan nie onthou wat een is dit nou nie. Die man sluit homself toe in sy gangkas. Nou, Amerika, as julle die huise daar ken, hulle het nog gangkaste. As jy die gang loop, is daar kast. As jy hom oopmaak, is al die lakens daarin en al die skoonmaakgoeders en alles. Ons land het dit nou 'n bietjie uitgesterf. Maar hy gaan en hy sluit homself toe in daai gangkas. En hy sê vir sy vrou, jy kom haal my nie. Jy los my daar, want ek wil heilig voor die Here leef. Ek soek sy aangesig. En sy los hom. Sy hoor korkor dan bid hy deur die nag en dan hoor sy daar's daarom nog beweging. Maar sy los hom. Ek dink is die derde dag, toe sy in die gang afkom, toe slaan sy neer onder die krag van die Here. Toe kom die teenwoordigheid van die Here so onder hy deur uit, in die gang, dis soos 'n wolk in hy plek. Want die Here wil gevind word. Die Here wil aanbid word. Hy soek jou volle aandag. Mag ons weer daar kom. Mag ons in hierdie gejaagde lewe van ons daar kom. Holiness is not a barrier to intimacy. It is the doorway. As jy God in sy heiligheid wil vertoef, moet jy heilig leef. Wees heilig, want ek is heilig. Dis wat God gesê het. In die ou dae was daar baie sterk voorskrifte en goed. Onthou julle met die hoëpriester wat in die tent ingaan, dan sit tou om sy been vas. As hulle voel die tou beweeg nie meer nie, dan sleep hulle hom uit. Nou ek sê nie dis waar bungee jumping vandaan kom. Ek sê maar net, dis die ou goed wat daar was. Die probleem is net dit. Ons het nie meer daai voorskrifte nodig nie, want Jesus Christus het gekom. Ons hoef nie meer al daai wetjies so goed te doen, en so aan te trek, en so, ons hoef nie meer nie, want Jesus is daar vir ons. Dis vir my en jou 1000 maal makliker, as in daai tyd, maar nou gebruik ons dit nie. Nou doen ons dit nie, terwyl dit 'n oop uitnodiging van die Here is om te sê, kom in my teenwoordigheid, julle het nou die reg om in te stap in my troonkamer. Ek roep uit vandag en ek sê, Shalom, gaan julle saam met die Here voluit dien? Gaan julle saam met ons op 'n punt kom waar julle gaan sê, maak nie saak wat dit vat nie, ons soek die Here, ons soek die teenwoordigheid van die Here, waar ons ook al beweeg. Gaan jy op 'n punt kom waar jy gaan uitroep en gaan sê, as die Here nie kan saam nie, dan gaan ek ook nie. Dan sê ek ook nie welkom nie. Dis wat nodig is. Weet jy, groot waarheid wat ek vandag met jou wil deel, party van julle weet dit. Die troonkamer van die Here het nie sy deur, het nie aan die buitekant handvasthou. Jy kan hom nie oopmaak nie. Hy het net aan die binnekant handvasthou. Daar moet iets gebeur, dat van binnekant af iemand die deur oopmaak en sê, kom in. Wat is dit? Daai die skrif wat sê, klop, vir jou sal oopgemaak word. Daai skrif, so ek en jy, moet teen daai deur hamer. En onthou die Here ken jou hart. Hy weet hoekom wil jy daai deur oop hê. Hy wil weet as dit oor hom gaan, as dit oor heiligheid gaan, gaan hy daai deur vir jou oopmaak. Geen tegniekie nie, geen leerstellingkie nie. Dit gaan oor honger. Dis hoe herlewing ook werk. Dis hoe al die goed werk. So ek wil jou vandag aanmoedig en sê, slaan saam met ons teen hierdie deur. Klop aan met alles wat jy het. Meen dit ernstig met die Here. Nou gaan dit baie belangrik wees dat ons daarby uitkom. Hier skrif ek het om die bord nie, hoor gou hierso. Jesaja 54 vers 2. Clear lots of ground for your tents. Make your tents large. Spread out. Think big. Use plenty of rope. Drive the tent pegs deep. Die Here sê vandag vir hierdie gemeente, span jou tente vir, maak ruimte. Nog ek sê vir myself, wow, dink jy nie die Here praat met ons, omdat ons tent gone is nie? Was hy dalk te klein? Het die Here dan al gesê, maak groter, maak spasie. Nou, die Here het 'n sin vir humor, baie van ons dink dit nie. Die Here het 'n mooi sin vir humor. So dis een ding, nou gaan hy verder, en dan sê ons, demonstreer dalk die Here dalk vir ons juist daai stukkie wat sê, spread out, think big.
oor Botha se grond? Ek gooi het maar net in. Daai grond is nou ons sin. Behoort nou aan ons. Ons het groter grondgebied gekry. Nou sê die Here, goed, is ek nog deel van hierdie conversation? Is ek nog deel van dit wat hier moet gebeur, van die Here te plan? Word die Here onkant gevang? Nooit. Hy het lank al geweet wat kom. Ek en jy moet inval. En dit is tyd dat ek en jy in sy teenwoordigheid kom met alles wat ons het. Laat ons seker maak, ons hoor by hom. Ek wil vanmôre oor jou uitroep, hoor gou hier, Psalm 81:11. Ek is die Here jou God, wat jou laat optrek het uit Egipte land. Hoor mooi, maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Wow! Ek moet een chomp advertensie opgesit het. Jy moet jou mond wyd oop maak, dat die Here hom kan vul. Waarmee? Met dankbaarheid, met lofprysing, met jou gebede, met die manier wat jy hom loof en prys, want hy wil het volmaak. Ek roep uit oor hierdie gemeente en sê, mense, hierdie gaan 'n awesome jaar wees. Geestelik gaan hierdie awesome jaar wees. Ons is bevoorreg om in hierdie tyd te leef. Want ons gaan dinge sien en beleef. Ja, dit gaan rof raak. Ja. Maar die Here is aan ons kant. Hy is binne in die storm. Hy is binne in al die goed wat moet gebeur. Pastor Lorenz het dit so mooi gesê laas week. Baie van ons dabbel hier so in die vlakwatertjies. Ons moet diep. Ons moet gaan swem. Ons moet die haie aan hulle keel gaan gryp. Moet vir hulle sê, wat soek julle hier? Dis ons water. Daar's 'n diepte nodig binne in my, en om die diepte te kry, het jy verantwoordelikheid nodig, jy het volwassenheid nodig, en daar's net een manier, deur heilig te lewe. Ek wil jou aanmoedig vandag, vat net hierdie skrifgedeelte en sê, Here, ek gaan myself eenkant sit vandag, wys my deur die Gees, wat maak skeiding tussen my en U? Wat maak dat ek U stem nie mooi hoor nie? En wat die Heilige Gees dan vir jou gaan sê, moet jy hanteer. Sorteer dit uit. Kry dit uit jou lewe uit. Want anders te gaan daar dalk binnekort nie meer kans wees daarvoor nie. Dis so maklik soos dit. So, ek wil daai laaste skrifgedeelte, daai laaste deel vir julle weer sê. God dwells where he is welcomed, where he is obeyed and where he is adored. Maak seker, jou huis, jou lewe, jou verhouding met hom, gaan na 'n volgende vlakte, 'n dieper vlakte. En moet nooit op die punt kom wat jy sê, I have arrived nie. Jy het nog nie die oppervlak van die Here geskraap nie. Maak nie saak hoe heilig jy dink jy is nie. Daar's soveel meer opgesluit in hom. En dis waarvoor ons die Here vertrou vir hierdie jaar wat kom. So almal van julle wat terug is van vakansie af, kry die sand tussen die tone uit, skud die water uit die ore uit. Is tyd om te beweeg. Is tyd om te hardloop, want die Here gaan groot dinge doen. Maar ons is almal saam. En ons is almal hier in eenheid, want ons dien 'n groot en 'n lewende God.